Goeiemôre vriende, so hier aan die begin van 'n nuwe week. Dit is vandag Maandag 4 Mei 2026. Kom ons dra sommer net hierdie week aan die Here op. Vader, U weet wat persoonlik met elkeen van ons besig is om te gebeur. U weet dat ons hierdie week begin het vol moed, vol krag. Miskien het ons hierdie week begin met 'n baie swaar gemoed, as gevolg van dinge wat hierdie week voorlê. Dit kan wees dat ons beangs is, ons geliefdes is nie op 'n goeie vlak wat gesondheid aanbetref nie. Here, en daarom kom dra ons hierdie week aan U op. Here, dra U vir ons asseblief deur hierdie week. Lei U vir ons asseblief deur hierdie week. Hou U ons hand vas asseblief deur hierdie week, Vader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, net weer by Titus, pastorale brief. Ek gaan nou 'n paar goed aanspreek, wat ek maar net weer moet sê, as julle nie die inleiding gister geluister het nie, of Saterdag geluister het nie. Ons sien Titus is hier op die eiland Kreta, liewe vriende. Dit is 'n eiland dis sedeloosheid heers daar, oneerlikheid heers daar. Dit is baie erg. Ons lees daar in Titus 1 vers 12, wat ons nou ook gaan lees, waar Paulus self die plaaslike gesegde van die mense aanhaal, waar hulle sê, die Kretensers is altyd leenaars, ongediertes en luivrate. Dit is al verskriklik om van 'n gemeenskap te sê, né? So hulle is hierso, liewe vriende, Titus is in hierdie gemeenskap wat absoluut moreel verwarrend te mekaar is. Hy self in 'n totale heidense omgewing, so moet julle nou weet, dit is vir hom baie moeilik, liewe vriende. Hy stel ouderlinge aan, dit is gister gesê, wat dan spesifiek teen kultuur is, teen wêrelds is, in die sin van, die wêreld lyk so korrup en te mekaar, dat hy verwag van die ouderlinge, en ek het ook gister vir julle gesê, of Saterdag gesê, dit is eintlik van ons almal van toepassing. Het geld in hierdie tyd nog meer. Ons kyk hoe korrup baie van ons regering is, liewe vriende. Baie mense in ons land is, baie mense in die wêreld is op hierdie stadium. Moet ons teen dit staan, en dit is wat Titus kom sê, en Paulus kom sê vir Titus, die mense wat jy aanstel in daai gemeentes waar hulle moet ouderlinge wees, hulle moet totaal uitstaan teenoor hierdie wêreld, want hierdie wêreld is boos en korrup, en daarom sê hy, hoe moet hulle lyk? Hy kom sê die volgende vir hulle, kom ons gaan nou net gewees so, hulle moet onberispelik wees, hulle moet aan hulle vrou getrou wees, hulle moet kinders moet gelowig wees, moenie losbandig lewe nie, hulle moenie teen gesag en opstand kom nie, né? Dan gaan hy aan en sê hy, hoe moet die ouderling lyk? Hy moet nie opvleend wees nie, 'n dronkaard wees nie, 'n rusiemaker of 'n soeker na oneerlike wins wees nie. Hy moet gasvry wees. Hy moet staan vir wat goed is, verstandig, regverdig, vroom en selfbeheers, en hy moet vashou aan die betroubare woord waarna hy onderrig is, né? So dit is hoe jy moet lyk, maar dit is hoe ons moet lyk as kinders van die Here in hierdie wêreld waar ons staan. Titus staan in 'n wêreld wat net so te mekaar is soos ons die wêreld vandag te mekaar is. So dit wat Paulus vir Titus kom sê, en wat die Heilige Gees deur Paulus vir ons kom sê, is ons moet kontra die wêreld wees. Ons moet anders as die wêreld lyk, né? So kom ons gaan nou aan. Nou kom sê hy hierso in vers 10. Ons het tot by vers 9 gekom. Hy sê daar's baie, veral onder die bekeerlinge uit die Jodendom, wat in opstand kom teen gesag wat onsin praat en mense verlei, né? Daar is baie, veral onder die bekeerlinge uit die Jodendom, wat in opstand kom teen gesag wat onsin praat en wat mense verlei, né? So hy sê pas op vir hierdie mense wat sogenaamd tot bekeerlinge uit die Jodendom is, wat die Jodendom aangehang het, en so dit is jou heidene wat die Jodendom aanhang, hulle het amper Joods geraak, en nou is hulle bekeer daar uit, né? Nou kom sê hy, hulle wil opstand kom teen gesag, praat onsin en hulle verlei mense, né? Hulle mond moet gesnoer word. Dit is wel erge taal wat Paulus hier vir Titus sê, né? Hulle mond moet gesnoer word. As ek en jy nou vandag vir mekaar sê, jy moet hy se mond gaan snoer, dan klink dit dan nie lekker nie, maar dit is die taal wat Paulus gebruik wanneer hy met Titus praat. Hulle mond moet gesnoer word. Nou vriende, dit is ook so, né? Wanneer jy in 'n gemeente, in 'n gemeenskap, in die werksplek of waar mense wat die hele tyd twak praat,
Dan moet 'n punt kom wat jy vir die ou loop sê, hoorie, maar jy praat nonsens. Dit is nie lekker om dit te doen nie. Dit is mos nou baie, maar jy kan nie toelaat dat 'n mens onsin of onwaarhede versprei nie, né? En Paulus sê, gaan snoer sy mond. Dan gaan hy aan en sê hy, hulle bring die hele huisgesinne in beroering deur dinge te leer wat nie toelaatbaar is nie, en dit net om skaamteloos geld te maak, né? So dit gaan oor oneerlike wins. Dit gaan weer eens, liewe vriende, geld is maar die wortel van alle kwaad deur die hele wêreld heen, né? Om skaamteloos geld te maak, om bedrog te pleeg, wat ons nou maar wyd en lekker hierso in ons land onder ons regeringslei, meeste van ons regeringslei is, né, en in die staatsdiens, baie van hulle is. Lekker geld te maak, skaamteloos geld te maak. Een van hulle mense, hulle eie profeet het gesê, dit is nou wat ons die hele tyd vir mekaar aanhaal. Een van hulle mense, hulle eie profeet het gesê, die Kretensers is altyd leenaars, ongediertes en lui vrate. Dis vir my so mooi hierdie gedeelte. Ons gaan. Hierdie getuies is waar. Daarom moet jy hulle streng teregwys, Titus, jy wat onder hierdie mense, hulle streng teregwys, sodat hulle gesond kan word in die geloof. Hulle kan tog nie sê hulle is kinders van die Here en dan lyk hulle so nie. Ons kan tog nie sê in ons land 80% is Christen en hulle lyk die land soos hy lyk nie. Hulle moet hulle nie langer besig hou met Joodse verdigsels en met die voorskrifte van mense wat van die waarheid afgedwaal het. Vir die reines is alles rein, maar vir die besoedeldes en ongelowiges is niks rein nie, want hulle verstand en hulle gewete is besoedel, né? Ouens wat begin van hierdie pad, die regte pad begin afdraai, vriende, alles is later reg vir hulle. Kyk maar so 'n bietjie in die omgewing wanneer jy met mense ook praat. Ouens wat begin om heeltemal die pad te verlaat. Later is daar's eintlik nie meer iets wat verkeerd is nie. Want hulle is al so ver weg met goed dat hulle gaan net daarboor. Ek bedoel, ek en jy kan nie 'n duik maak eintlik aan hulle nie. Dis net die Heilige Gees wat hulle kan oortuig, né? Hulle verstand en hulle gewete is besoedel. Hulle gee voor dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek dit, né? Dit is baie keer wat mense sê dat jy die kerk het, né, wat natuurlik 'n groot belediging is en 'n groot hoe sal hy dit as 'n ander woord, 'n groot vingerwysing na die kerk is. Hulle sê, baie mense sal sê, ja, maar die ouens sit daar in die kerk en kyk nou hoe tree hulle buite om. Ek sê nou altyd, dit is 'n wonderlike plek om te wees, want sondaars hoort in die kerk. Nee, so dit is 'n goeie plek. Ek antwoord altyd mense as hulle vir my so sê. Hulle gee voor dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek. Dit is so belangrik, vriende, dat ek en jy, wanneer ons kinders is van God, moet ons weet, ons verteenwoordig hom. Sy DNA is in ons. Hoekom? Want ons is in lewende verhouding met hom. Ons stap in Jesus se voetspore en ons laat die Heilige Gees deur ons werk. Daarom is ek en jy inderdaad anders. Ons is anders, liewe vriende. Ons kan nie dat ons tuis vind in hierdie vers 16 nie. Hulle gee voor dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek. Vriende, ons dade moet altyd getuig daarvan dat ons aan Jesus Christus behoort. Dit is verskriklik belangrik. Hulle is verfoeilik, hoor weer die taal wat Paulus gebruik. Hulle is verfoeilik en koppig en deeg vir geen goeie werk. Hierdie mense wat voorgee dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek dit. Hulle is verfoeilik en koppig en deeg vir geen werk nie. Paulus tyd op. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen.